elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Ja, dit is maandag aand en gewoonlik hierdie tyd. In 'n week het ons woordskool in die De Wetsaal. Maar ek en Pippa is ongelukkig. Hierdie week is ons nou nie by die De Wetsaal nie. En die Wetsaal vergadering gaan nog aan. Pieter Nel is daar besig en hy saam met die gelowiges en hulle het 'n vergadering wat hulle daar doen, maar ons kan nou ongelukkig nie 'n opname doen nie. So ek het besluit ek gaan sommer hier sit waar ek gewoonlik die Bybelstudies doen en hierdie opnametjie vir jou maak, want ek het twee belangrike dinge wat ek wil deurgee en hierdie is dalk nou die gawe geleentheid daarvoor. Die een saak het te doen met twee versoeke wat ek gekry het en ek wil my so half verbeel, daar was in die verlede, behalwe die twee amptelike versoeke, was daar al gesprekke wat min of meer dieselfde inhoud gehad het. En die gesprekke en die twee versoeke praat nou met mekaar en toe het ek het nou 'n bietjie oordink en met Pippa daaroor gepraat en ons soek die Here in dit. Is die Here Jesus hierin en waar is hy wat dit betref en wat sê hy daaroor? En nou ja, terwyl ons antwoorde op daardie belangrike vraag soek en weet, maar ons stap net rustig saam met Jesus stappie vir stappie, dan kom die antwoorde self, dat ons nou nie goeders hoef te druk in rigtings wat Jesus nie gesê het nie en waar hy nie is nie. Maar op hierdie stadium van die proses wil ek dit nou graag vir jou deel. Ek wil dit vir jou sê wat dit is en dan kan jy, as jy so gelei voel, mos nou saam met ons bid daaroor en hoor wat die Here sê. So, kortom, die twee versoeke en die gesprekke. So daar was mense wat gesê het, omdat die Vita Day video's nou mos op 'n publieke platform uitgaan en dan is dit mos nou beskikbaar wêreldwyd of oralste. En het mense gesê, maar is dit nie moontlik om met mense kontak te maak in my eie dorp wat dalk ook die Vita Day video's kyk? Dat 'n mens met mekaar ook kan kontak hê dalk en praat oor 'n bietjie fellowship hê, oor die goed wat ons hoor en so aan, wat ons beleef die Here in ons harte doen, rakende die inhoud en so aan. En dit was vir my 'n vreeslike gawe voorstel, want daar is mense, welkom ons begin eers so, ons sê daar is mense wat in gemeentes is, wat regtig die teenwoordigheid van die Here belewe en wat fellowship van gelowiges geniet en waardeer en die voordeel daaruit kan trek, ook in hulle eie geestelike groei, en dit is altyd so wonderlik om te hoor. En ek geniet dit altyd so as ek sulke getuienisse kry. En daar is leiers, gemeenteleiers, met wie ek nou al so van tyd tot tyd ook kontak gemaak het en dan om te hoor die ywer vir Jesus wat brand in hulle harte en hoe die woord van God hulle harte roer en aanraak en verander, nee, soos Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, as ons die heerlikheid van Jesus aanskou, dan word ons verander van gedaante na dieselfde beeld. En dan is dit ook so, dit is net so so diepgaande bevredigend, om sulke gesprekke te hê, getuienisse te hoor en te sien hoe Jesus werk en dat dit ver groter is as jy. So dis wonderlik. Maar daar is ook mense wat sê dat hulle in gemeentes is waar Jesus nie gepreek word nie. En daar word allerhande ander goed gepreek, maar nie Jesus nie. En die fokus is nie op Jesus nie. En hulle kry nie kos daar nie, maar hulle kry darm kontak daar. Hulle is by, daar's darm mense met wie hulle verhoudinge kan hê en daar's kontak en 'n mens is 'n verhoudingswese en ek verstaan die belang daarvan.
En hoe belangrik dit is, maar dit is 'n groot bekommernis, dat mense ook in kerke gevoed kan word op kos wat nie Jesus is nie. En dan neig dit in allerlei ander rigtings, alles behalwe as die evangelie van die heerlikheid van Christus. En dis 'n groot saak, dis 'n ernstige saak. En ongelukkig is dit nie geïsoleerde gevalletjies nie. Dis nogals taamlik algemeen om dit dan te kry, soos wat ons dan nou baie goed weet. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ook wêreldwyd. Dan is daar ook mense wat glad nie in gemeentes is nie. Die plekke waar hulle is daar of glad nie 'n gemeente nie, of hulle is daar is gemeentes, maar die gemeentes is besig met hulle eie goetertjies en hulle is nie by Jesus nie. En dis ongelukkig ook 'n realiteit. En vir baie van hierdie mense is die enigste fellowship wat hulle het en die insette wat hulle kry in hulle lewe, die geestelike kos, buite hulle eie verhouding met die Here en lees van die skrif, is natuurlik YouTube. En dit wat hulle dan nou in videoformaat kan kry, wat eintlik mos nou redelik beskikbaar is. Baie van hierdie mense kyk dan ook Vita Day. Toe het ek gedink, dis 'n wonderlike idee. Nee, vir die mense wat wil, nie almal wil nie, en nie almal hoef nie, dit is so. Maar die mense wat wil en 'n behoefte daarna het, om hulle in kontak met mekaar te bring, in Suid-Afrika, kyk ons eers, maar ons weet, daar's ook mense in die buiteland wat hierdie video's kyk, en sê nou maar Australië, en graag sal wil weet wie nog in Sydney kyk hierdie video's, sodat hulle mekaar kan kontak. En uit die hart van die saak, die inhoud is in Afrikaans, dit sal nou later hierdie jaar, hopelik sal ons dan nou Engels ook kan bybring, waarvoor ek die Here vertrou, as jy nou weet hoe ek voel oor my Engelse vaardighede, maar dat dit ook sal bykom, maar dit maak die woord net soveel meer beskikbaar, nee, verbreed die platform. Maar mense wil weet, miskien is daar iemand in Sydney, sê nou maar Australië, en ons kan met mekaar kontak hê, en deel, en weet, in 'n baie sekulêre gemeenskap, geestelike fellowship hê. Toe het ek nou gedink, maar hoe op die aarde doen jy dit? En ek het vir ons spesialis hier op Vermont gevra, dit is nou Leanne Botes, sy doen ons website en klomp ander goedjies, en ek het vir haar gevra, jong Leanne, jy moet vir ons help, want miskien kan jy iets vir ons prakseer op die website waarop mense kan gaan, en dan ek weet nie wat nie, een of ander iets wonderliks, want ek verstaan nie altyd daai goedjies nie. En toe kom sy met die voorstel van 'n WhatsApp community, want in die WhatsApp community kan jy verskillende subgroepies hê, sê nou maar Hermanus in Pretoria, in Kaapstad, in Sydney, en Mkushi, Copperbelt in Zambië, en waar ook al nou. En dan kan mense mekaar begin kontak, en verneem van mekaar, en dalk, wie weet, sonder dat jy weet, dalk nog in jou straat, is daar mense wat ook Vita Day kyk, en hulle verheerlik in die heerlikheid van Jesus. Nou ja, dis waar ons nou is. So, ek het vir die mense wat die versoeke gestuur het, en met wie ek gewoonlik gesels, sê, man, dis 'n uitstekende idee, ek weet net nie hoe om te werk te gaan nie. So, ek weet nou, soos Leanne vir my verduidelik het van die WhatsApp communities, en so aan, en ek het 'n bietjie gaan rondkrap daar, maar ek besef, ek gaan moet toegewyde tyd hê om te sit, en die ding nou eers op die been te bring. Weet nie lekker hoe nie, maar hoe kan ons uitvind? Jy kyk net YouTube, sal jy nou alles sien. So dis die een ding wat ek vir jou wil sê, ons is besig om daaraan te werk, sodat ons kan kyk, of ons dit kan wel reg kry. En dit kan wonderlik wees, mos. Nou vir die mense wat regtig 'n behoefte het daarna, om hulle te help, en hulle te bemoedig om hierdie pad saam met Jesus te stap, nee, hierdie oë gefestig op Jesus, die wedloop te voltooi, en elke las af te lê wat ons so maklik omring. So, dit is die eerste ding wat ek vir jou wil sê, wat ek dink is baie kosbaar.
Die tweede ding wat ek vir jou wil sê is 'n gesprekkie wat ek ook nou al 'n paar keer gehad het, baie ook met myself intern, met Jesus, met Pippa, met my kinders en met ander mense en net om te sit en te praat daaroor en ons harte te laat gaan en dit het te doen met wat regtig is die inhoud van die evangelie. En dit is vir my 'n baie kosbare boodskap. Nou wil ek net vir jou sê, ek is baie pro-teologiese studies, mits dit Christus gefokus is en Bybel gefundeer. Want dis glad nie meer 'n gegewe dat teologiese studies op Christus gefokus is en Bybel gefundeer is nie, en nog steeds teologiese studies genoem word. Dis altyd vir my die snaakste. Maar dit was vir my, en my eie teologiese studies oor die jare was vir my baie, baie kosbaar en male sonder tal was dit die Here se genade vir my om my bloot te stel aan dinge wat eintlik 'n diep bediening in my hart veroorsaak het, tot vandag toe. So ek is pro dit, baie lief daarvoor, en ek dink as ek my sin kon gekry het, jare terug, nou nie meer nie, maar 'n paar jaar terug, dan sou ek net aanhou studeer het. Want die effek is so positief, maar Jesus het dit nou eers gestop vir nou, en daar is ander belangriker dinge. Maar met dit nou alles gesê, verstaan ek nou, jy weet, die gesprek oor wat is die inhoud van die evangelie, maar ek kom agter dat daar is by baie mense, kom ons genoeg vir my om te sê, die meerderheid mense, 'n totale wanbegrip oor wat is die inhoud van die evangelie van Jesus Christus. So, hierdie is nie 'n lang praatjie of 'n storie nie, ek wil net die saak ook, ek wil dit op hierdie manier publiek maak, om dalk die saadjie ook in jou hart te plant, om daaraan te begin dink, oor wat is dit regtig, want vir die meeste mense, en ek gebruik dit met taamlike vertroue, om te sê die meeste mense, verstaan nie die evangelie. Nou, ons sal, as ons met iemand die evangelie deel, en ek het nou vanoggend so 'n gesprek gehad, so ek praat nou eintlik direk uit daardie gesprek is, sê nou maar, daar kom iemand na my toe, en kom uit 'n haglike omstandighede, geweldige sonde, baie misdaad, jy weet, aaklige verhoudings, aaklige goeters gedoen, aaklige goed blootgestel, en so aan. Hoe deel jy met hulle die evangelie? Hierdie mense is geradbraak in hulle siele, hulle is ten gronde gewerp met die gewig van die sonde wat hulle dra, en hulle het geweldig behoefte aan vergifnis, en aan liefde, en aan herstel, en aan genesing. So wat sal jy vir hulle sê? Want die gesprek wat ons het is, ons praat vanoggend oor Jesus, die verskriklike Jesus, dan die onbeskryflike Jesus, die onverwagte Jesus, en so aan. En al hierdie goed is vreeslik belangrik. Die verskriklike Jesus is die almagtige Jesus, die Jesus wat alles beheer, nee, Jesus wat alles beheer. Dink aan al die massiewe kragte en magte wat daar is in die heelal, nee, dink aan die skepping en die geestelike wêreld, en ons beleef baie matige goeters in ons natuur, sê nou maar 'n tsunami, en dan verwoes dit duisende mense en huise en plekke en so aan, en dan is dit baie matig in vergelyking met wat jy ook elders in die heelal sou kry, waar dit eksponensieel 1 miljoen keer meer en sterker en groter is, of meer, dalk triljoene keer sterker is wat ons 'n tsunamietjie op aarde sal belewe, en die Bybel sê dat Jesus beheer dit alles. En om te verstaan dat hoe almagtig is Jesus, die Alfa en die Omega,
ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, die Almagtige. Dan besef jy maar die krag en almag en omvang van Christus is net verskriklik. Is geweldig. Tog is daardie verskriklike Jesus ook baie saggies met mense. Want as Jesus net gewoonweg sal optree, dan sal daar van mense niks oorbly nie. Jy weet, ek wil dit nou so half vergelyk met 'n persoon, jy weet, as ek jou nou groet, ek druk nou jou hand en sê, hallo, aangename kennis. As ek nou, en dis heeltemal normaal, as nou nie 'n tentoonstelling van mag en, weet so nie, dis net 'n gewone groet, en ons groet mekaar. As jy nou 'n muurtjie in jou hand het, dat dit wat vir jou absoluut normale gedrag is, sal daai muurtjie totaal en al verwoes, dat daar net 'n nat kolletjie oorbly. Dat hoe omsigtig gaan Jesus met die mens, wat so broos en so muurtjie-agtig is, om met hom te werk daar waar hy is. So, wat vertel jy vir mense? Watter Jesus hou jy aan hulle voor? Wat vertel jy vir hulle? So dit is hierdie gesprek, om nou te praat oor die inhoud van die evangelie, en ek sê toe nou nog, ja, ek weet van mense wat sê, nee, hulle vertel van die sagte Jesus, en hulle stadig, maar seker lei hulle mense so half in Jesus in, jy weet, en nou maak ek die opmerking en sê, maar ek het 'n space maas, dat hierdie mense wat dit doen, soos wat hulle sê, is meer besig met kerkbou as enigiets anderste, want daar gaan dit oor getalle, en dat jy mense intrek, en maak hulle saggies gewoond, en kry hulle in, want dit was nie die strategie wat Jesus gebruik het nie. Nou, jy kan seker goedjies uithaal, versies, en sê, nee, dit is, kyk hier, werk hy met die sondaars, en jy weet, en hier sê hy vir die fariseërs, gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê, nie offergawes nie, en hy eet saam met die sondaars, en so, ja, maar nou, nee, dis nie al wat Jesus gedoen het nie. So as jy al die ander goed ook in ag neem, en jy sit dit op die tafel neer, kry jy 'n heeltemal 'n ander prentjie as wat baie mense wat in gemeentebouprogramme betrokke is, as die styl wat hulle inslaan. Nou dit al klaar is vir my 'n rooi vlag om te sê, ek doen iets anders as wat Jesus dit doen, want daarmee sê ek, of ek sê, ek het 'n beter metode, ek kan doen wat hy doen, maar beter, of ek sê, dit wat hy doen is nie reg nie, dit wat ek doen is reg, wat hy doen was eintlik gebrekkig. Nou enige een van daai twee het jou klaar tussen die krokodille gesit, soos wat jy moes nou kan aflei. Wat ons terugbring, so by wat hou jy aan mense voor? Wat is die Jesus wat jy aan hulle voorhou? Hou jy aan hulle voor Jesus die een wat sondes vergewe? Hou jy aan hulle voor die Jesus die herder wat die lammetjies teen sy bors dra, soos wat Jesaja sê, he will gently lead those that are with young. Nee, en Jesaja so mooi in die Engelse Bybel is dit, of hou jy die onverbiddelike Jesus aan hulle voor, of die verskriklike Jesus, die almagtige Jesus, want hy is alles daai. Sien, hy is alles daai. So wat hou jy aan hulle voor? Nou, en ek dink dis 'n baie belangrike plek om mee te begin, wanneer jy vir jouself wil uitmaak, waaroor gaan die evangelie? So, jy wil kyk na wat het die apostels gepreek, toe hulle met die heidene gepraat het, mense wat totaal en al clueless is, oor God en sy gebod, soos dit in die ou taal bekend staan. So, hulle, in Engels sê hulle, they didn't know God from a bar of soap. Dit is vir my mooi manier om het te sê. So, die apostels wat daar ingaan, Paulus om een te noem, maar die ander mense ook, Andreas en Thomas en Philippus, en jy weet, jy kan nou so aangaan en by al 12 van hulle uitkom, en waar hulle orals in hulle lewens bedien het en gesterf het, ook vir die evangelie, wat het hulle gepreek? En die ding wat uitstaan bo dit alles, is dat hulle het Jesus die Here voorgehou aan die mense. Jesus die Here. Want as ek vir iemand Jesus die een wat vergewe
voorhou, dan kom ek by iemand en ek erken sy behoefte aan vergifnis, soos my voorbeeld vroeër, en al die goed wat hy gedoen het in sy lewe, en die sondes en die dinge en die aaklige duisternis waarin hy betrokke was, en sy onsaglike behoefte aan vergifnis en reiniging en liefde, en herstel en restaurasie en versoening. En ek kan dit sien en ek kan dit herken. Maar die Jesus wat ek aan hom voorhou, sodat daai dinge kan moontlik wees in sy lewe, is Jesus die Here. Ek hou nie aan hom voor, Jesus die een wat vergewe nie. Verseker vergewe Jesus. En kan hy 'n mens nie net vergewe nie, maar ook reinig. Nee, nie net bloot vergifnis nie. Dit is ver meer as dit. Dit is vergifnis en reiniging. Maar vir hom, om in die posisie te wees waar hy dit eerstens op sy lewe kan beleef, die vergifnis en reiniging en herstel en genesing van Jesus, moet hy hom leer ken as Jesus die Here. En dis die evangelie. En dit is hoekom in die evangelie, wil ek nou sommer net vinnig hier sê, is dat jy weet Jesus vergewe, maar hy word nooit voorgehou as Jesus die een wat vergewe nie. Maar almal weet hy vergewe, en dit is 'n diep waarheid van die evangelie, en net hy kan. Of die een wat reinig en restoreer, en dit word aan gelowiges baie blootgelê en vertel dat hulle moet beklee met Christus en geen voorsiening maak vir die vlees nie, want in hom en in hom alleen is daar reiniging. Maar die Jesus wat voorgehou word op elke liewe bladsy van die Bybel, is Christus Jesus, onse Here. God is getrou wat ons geroep het om gemeenskap te hê met die Seun. Christus Jesus, onse Here. En wat ek moet voorhou in die evangelie, wanneer ek met iemand die evangelie deel, is nie Jesus die een wat al die produkte het wat jy nodig het nie. Asof ek Jesus moet bemark aan mense en sê, het jy 'n stofsuier nodig? Wag, hy het die stofsuier, maar dis nie al nie. Jy sien, dis wat baie mense se idee van die evangelie is dis 'n bemarkingsveld tog om Jesus by mense uit te kry. Heeltemal verkeerd, glad nie skriftuurlik, glad nie deel van Jesus se prediking of die apostels nie. Is die Jesus wat ek voorhou, is die Jesus wat regeer, wat die baas is, en waarvan die opstanding uit die dode die absolute finale beslissing en getuienis is, dat Jesus is wie hy sê hy is, en dat as ek my lewe voor hom as die baas neerlê, dan vind ek die dinge waarna ek so smag. Maar dat ou moet pas op, dat jy spring oor Jesus die baas, oor Jesus die Here, so jy's hier by 0, en jy wil hier wees by 100, en jy spring van 0 tot by 100, sonder om by die poort uit te kom, wat na daardie dinge lê. En die poort is Jesus self, die baas. Jesus die baas, die Here. Hy het die laaste sê. Hy is die bepalende faktor. Hy is die koning. Hy is die Here. En die wat hulle knieë voor hom buig en met hulle monde bely, met hulle harte glo, dat hy is wie hy sê hy is, sal gered word. En dit beteken al die ander goed, dit is 'n kollektiewe benaming, sal gered word vir 'n klomp ander dinge waarvan ons gewoonlik praat. Dat baie mense steek hulle hande op vir Jesus die een wat vergewe, of Jesus die een wat herstel, maar weet niks van Jesus die Here af nie. Kom ook nie na hom nie. Al wat hulle ken is, al my aaklige vieslikhede wat ek gedoen het in my lewe, het hy vergewe. Voilà. Hoe verduidelik jy vir daardie persoon, Jesus het gesê, as jy vader of moeder bo my lief het, is jy my nie waardig nie.
Ons praat nie daaroor nie. Hoe verduidelik jy dat as jy voor jy toring bou, bereken eers die koste, bedoelende die koninkryk, of die man wat ploeg in die land en 'n skat kry en alles verkoop om daardie land te kry sodat hy die skat kan bekom. En skielik is daardie dele en uitsprake van die evangelie net glad nie op die radarskerm nie, want al wat belangrik is vergifnis, of versoening, of liefde, en ek het so 'n behoefte aan liefde, maar Jesus sal my lief hê, aanvaar net sy liefde, dis nie die evangelie nie. Dit is 'n baie belangrike saak. Nou ek wil dit so vir jou sê, want ek wil hê jy moet besin daaroor, en dat wat ons baie keer hoor, die evangelie is nie die evangelie nie. En dat die Bybel baie duidelik is daaroor. Dat dit duidelik is in Jesus se prediking en baie duidelik in die prediking van die apostels. En om dit te gaan naslaan en sien, help nie jy lees Romeine nie, want Romeine is die verduideliking van die evangelie. Jy moet Handelinge lees, want dis die verkondiging van die evangelie. So gaan lees Handelinge om te hoor wat is die boodskap wat die apostels gepreek het as hulle met mense praat oor vergifnis en versoening, herstel en liefde en genesing en al die ander dinge waarna die mensdom so smag. En hoe sentraal staan die heerskappy van Jesus in al daardie dinge. Dis ontsettend belangrik. Nou ja, daar het jy nou so 'n bietjie huiswerk. As jy sou wou, kan jy daarna gaan kyk. Daar's 11 preke in die evangelie of in die boek Handelinge. In die boek Handelinge, as 11 van hulle eerste ene begin by Handelinge 2. En nou ja, van daar af verder, ek het nou amper gedink, sal ek gou vir jou die res ook gee, maar toe maar wat, dit is maklik om uit te vind, lees sommer net deur die hele boek Handelinge, jy sal baie vinnig op dit afkom. Die eerste een is Petrus in Handelinge 2, en dan die volgende een, dink ek, is dit Handelinge 7, kan dit wees, Stefanus, en dan kort daarna hoor jy Filippus, en so aan, en gaan volg het net so deur. O ja, en dan is dan nog Petrus se verkondiging aan by die tempel, jammer, dis nou nog voor Stefanus, nee, Handelinge 3 en 4, so jy gaan hulle volg so kort op mekaar, jy sal hulle kry, party van hulle is lang, party van hulle is kort beskrywe, maar lees hulle almal en kyk wat sê hulle. Belangriker genoeg is kyk ook wat sê hulle nie, wat mense vandag sê nie, nie net wat sê hulle nie, maar wat sê hulle nie, en ek dink, dit sal jou 'n rukkie besig hou. Nou ja, dankie vir die saamkuier, mag die Here Jesus jou seën, homself aan jou openbaar, sodat jy sy heerlikheid kan sien en lewe. Elke knie sal buig.